Ons is Projek Aardwolf. Elke week bring ons vir jou 'n ander avontuur in ons reis op soek na 'n beter wêreld. Hierdie week is ons rooi trok op die groot pad noorde toe. Ons wil gaan uitvind hoekom so baie mense dink olifante is meer spesiaal as ander diere. Tussendeur gaan ons 'n paar interessante goggas deur professor Erik Holm se oë leer ken. Kykerbydraes saam met Quentin Coetzee beloer en 'n dingemeledi of 2 toets. Maar eers 'n ander vraag. Waar is die agterkant van 'n boom? Rory Hensman van IFAF is die man om ons die ding omtrent olifante te wys. Hy is iewers naby Moketsi in die berge, waar ons derde spanlid Prof Erik hopelik reeds vir ons wag. En wie sou nou kon dink dat ons 26-jarige ou trokkie in staat is om die landswet te breek? Genadiglik is die grondpad naby. As jy by Laagdak gekom, asseblief onthou ons sit hier bo. Ek kan Net bietjie stadiger gaan sodat ek nie my oog verloor nie. Au. En ons kampplek het genoeg hulp om ons splinternuwe canvas en tente in rekordtyd op te kry. Vroegoggend is ek eerste wakker. Prof Erik geniet nog die buitelug. En Altie is duidelik 'n oggendmens. Ek dink is woes vroeg. En die mosies het vir my gechow asof daar nie 'n môre is nie. Gelukkig is Rory se kantoor net om die hoek. Onder die derde boom kan jy maar sê. What's it? How are you doing? Good morning, sir. I survived. Good evening. You made it. Ek ken Rory al lank en ek ken baie mense, maar ek ken niemand wat olifante so goed verstaan soos hy nie. Olifante is letterlik sy hele I lewe. don't know where it comes from, but there's something about elephant that puts them apart from anything else. From my point of view, you tell an elephant to turn left, and he turns left. I've seen them do it in the wild. They're a step ahead of other animals. You know, if a buffalo goes bare, everyone runs in every direction, right? If an elephant sees a threat, one of them rumbles and they all turn left and go. Rory rig al omtrent 20 jaar lank wille probleemolifante af vir gebruik in toerisme as alternatief om hulle te laat doodskiet. First of all, everyone has his own thumbprint. Every elephant has his own print. Okay. The second thing is how Soft it is. squidgy it is. That's deep cartilage. It's probably that thick. And if they get a thorn in there, that movement pulls the thorn back out again. There on that near, right? Hold it. Die there. wederwysige Chop it band off. tussen Rory en sy olifante is iets om te beleef. You feel the vibration. And that goes right down through the feet. And I'm actually convinced it's through the legs into the ground that causes that long distance communication. How long is that distance? Research in Kenya is indicating up to 64 kilometers, apparently. We've never witnessed that. What we have witnessed is 7 kilometers where we had a radio at both, no, Shimmer, don't be a fool, a radio at both sides, and we had elephant communicating 7 k's distant. Nou moet julle by my bly. Ek weet julle dink ons is nou almal by Rory, maar ek is nie, want ek is nou soos julle hier agter my kan sien by onderste poort. Want ek wil graag hê julle moet die inligting wat ek hier kom opneem het op hierdie stadium in die storie hoor. Al het ons dit na die tyd opgeneem. Dit gaan oor hoe olifante ruik. Nou, ruik by ons beteken nou net deur jou neus in en jy ruik, maar by olifante is dit 'n bietjie meer kompleks as dit, want hulle het nog 'n tweede orgaan. Dit staan bekend as Jacobson se orgaan. Hy sit hier binne in hulle mond eers, wat 'n ander paadjie na die brein toe volg met dieselfde data. En dis deel van die rede hoekom Rory se olifante so ongelooflik is.
Professor Marius Hornsveld het hier by Onderste Poort 'n baie interessante ontdekking gemaak oor hoe die olifant meer as net kan ruik. Dit is die tradisionele reukgebied en ons moet dan nou besef dat lug spoel daaroor en die olifant kan ruik nadat die senuweeimpulse van daar af deurgestuur is en dit registreer direk in die brein deur daai reuklop van hom daar. So die reuk, met ander woorde, die reukgedeelte, nou nie die ander orgaan se pad nie, maar die reuksin is voor in die brein gekoppel. Korrek. Nou, dit wat hy nou optel met die orgaan in sy mond, die daai twee gaatjies, gaan dit ook deur die olfaktoriese lob. Op hierdie disseksie wat ek hier gedoen het, sluit daai senuwee aan by die 5de kopsenuwee, terwyl gewone reuk dan via die eerste kopsenuwee of die olfaktoriese senuwee aansluit. Dis interessant. So met ander woorde, hy het 'n ander pad wat hy nou volg. Hy het 'n ander pad. So dis nie eintlik regtig reuk nie. Nou dit is nou die kritiese vraag. Wanneer ons dan nou praat van die vomeronasale orgaan, waarvan party mense sê sy vermoë is net om feromone op te tel. Maar as jy kyk na die histologie, dis die mikroskopiese anatomie, is daar reseptore van 'n wye verskeidenheid wat ook gewone reuk gaan optel. So as ek kyk na die histologie en die mikroskopiese anatomie, sien ek nie hoekom die vomeronasale orgaan nie ook oorvleuel met die werk van die olfaktoriese reukepiteel nie. Maar ek hoor verskillende syfers as dit kom by hoeveel spiere is in 'n olifant se slurp. Dit wissel enigiets van 20.000 tot by 100.000 spiere. Nou, jy het nou gewerk al op hulle, wat is die waarheid? Johan, ek dink dis maar nie noodwendige wollaar storie nie, maar is 'n kwessie van interpretasie van wat die ouens bedoel het. Ek glo nie hulle daai die definisie verskil reg gehad tussen 'n spier en spiervesels nie. So 'n spier bestaan uit 'n klomp vesels en as jy al die vesels gaan tel, gaan jy 'n klomp kry. Op hierdie olifantjies, en ek het 3 gedissekteer, kan ek dit definieer as dat daar 17 spiere alleen is. Reg, so hier is die regterkant van 'n olifant se kopbeen. Nou wil ek julle 2 interessante goed wys. Eerstens, kyk hierdie reuse gat wat hier sit. Onthou, dis nie die een kant, dis sy brein. Die menslike brein is sien maar so groot omtrent. Nou rofweg geskat, dink ek 'n olifant se brein kan nou sê is 4 of 5 keer makliker groter as die mens. En dit laat 'n mens wonder, waaraan dink hulle waaraan ons nie dink nie. Maar dis niks, kyk hier voor, wil ek jou nog 'n ding wys. Hier sit sy tande aan die regterkant. Behalwe dit is nie tande nie, dit is net een tand. Hy dryf dan vorentoe, hier begin die tweede een uitkom en hy vat nou sy plek mettertyd oor. Nou 'n olifant, 'n gemiddelde olifant in sy leeftyd, het net 6 sulke tande. En daar kom die Latynse naam vandaan, Loxodonta africana. Party van is gelukkig, hulle het 'n 7de een gekry en dit beteken hulle gaan 'n ekstra 10 of 20 jaar leef. Want dis natuurlik wat bepaal, onder andere, wat gaan bepaal hoe lank leef jy. Want as jou 6de tand klaar vooruit is by jou bek, dan beteken dit, hier kan jy regtig mee eet nie. En dan is jou dae getel. Kom saam met my, terug na Rory toe. En nou gaan ons sien hoe ongelooflik olifante regtig is. Almal weet mos dat olifante nooit vergeet nie. Maar is dit regtig so? Om dit te toets, laat Rory ons een vir een die olifant voer terwyl hy dan jou naam in sy oor fluister. Johan. Johan. Once more. Johan. Okay, just put a hat down somewhere, someone please. Trevor, pick it up and give it to Eric. Give it to Eric. Thank you. Good boy. Okay, pick it up and give it to Johan. Okay, well done. Can you each take off one shoe? Shoes. Okay. Okay. And I'll put those over there. You can mix up again if you want to try and confuse him. Well, pick it up. Yes. Jova laat hom ook nie flou soos ons plekke ruil nie. Hy ken ons name en ons reuke binne sekondes. Smell. Indrukwekkend, maar die olifante is baie meer as dit. Hulle onderhou ook 'n hele ekostelsel.
Dit help om 'n gogga-kenner op ons span te hê. Ou wat nou mooi wen. Dis die balrollers, die beroemde balrollers, maar daar is 'n paar honderd spesies van hulle. Olifantmis blykbaar omdat die goed nie vreeslik verteer nie. Kyk hoe lyk die goed. Is nog baie voedsaam, so die muskruiers mal oor die goed. Nou die rede hoekom hulle balletjies maak, is hulle probeer wegkom van hierdie miskoek af, want hier kom nou nog kompetisie baie. En uiteindelik is die ouens wat hulle balle die verste kan wegrol, die ouens wat hulle balle behou, want hulle steel by mekaar iets verskriklik so. Ja. En dan kry ons kans om nog 'n kant van die grootes in aksie te sien. 'n Groepie kinders met spesiale behoeftes kom kuier by Rory se olifante. Right, let's go round to let's Chova. go Come through here. Talifa. Heelwat studies is al gedoen oor die positiewe effek wat interaksie met diere het op onder andere die endorfienvlakke van mense wat nie genoeg daarvan by hulle eie soort kan kry nie. Kan jy hoor? Hoe voel dit? Die olifante is nie net ekstra geduldig nie, maar ek wil amper sê besonder sensitief teenoor hulle. 'n Les wat ons tot ons skaamte maar gerus by hulle kan leer. Talk, Talifa. Talk. Did you hear him talk? Hey? En tussendeur is hier ook baie om by Prof Erik te leer. Wandelende stok en sê. Een van die min goed wat hulle bene kan hergroei as hulle verloor, soos 'n geitjie met sy stert. As hy nou 'n voeler verloor en hy vervel, dan begin daar 'n been ontstaan, want hy het net een trek, hy groei 'n been waar hy iets verloor, né? So hoeveel bene het hy dan naderhand? Hy kan naderhand 8 hê as al twee sy voelers en bene uitgegroei het. En hulle word pikswart in die nag, soos trapsiekies, hulle kan hul kleur verander. Hulle word pikswart in die nag laat jy hulle nou nie kan sien nie. En dan as hy nou gaan stil sit, dan steek hy sy pote allerhande belaglike rigtings uit, laat hy nie soos 'n insek moet lyk nie. Maar wat min mense besef uit vlerke, hulle kan selfs vlieg. Sien die vlerk hier agter, hy's mooi toegevou. As jy hom oopmaak, Stadig begin die son water trek. Ek kan net een ding sê. Om koeie huis toe te jaag, 5:00 in die middag as die son so ondergaan op Marines met 'n plaas van olifant, bied verseker rush hour traffic in Joburg. And they go to bed now until morning. Until in the morning, then we will take them out again. So we lock them up during the night here. Then they get their 4-course meal. En terwyl hulle gaan slaap, het ons aardwolwe nog 'n paar ander sake om af te handel. Quentin se kykerbydraes en ons heel eerste dingesresensie net hierna. En volgende week is ons weer terug by Rory om te kyk hoe jag hulle stroopers en soek landmyne. Olifante is ongelooflik. Welkom by hierdie week se Dinge Melody toets waar ons vir jou een of ander Dinge Melody vir kamp of die bos of so uittoets. Môre prof, hoe het prof geslaap? goeiemôre, wat 'n heerlike dag. Na so 'n gerieflike nag in die tent. Prof Erik Holm, Goeiemôre Altie, lekker dag, né? hoe het prof geslaap laasnag? So lekker nag, jong. Ten spyte van al hierdie bosnaggeluide, geen muskiete nie, heerlik geslaap. Die tent is knus. Daai roompie het dus natuurlik gewerk. Daai roompie, ek sê jou die ding werk. Hoe gaan ek nou die vroumense van my lyf afhou? Die muskiete kan ek nou sien, né? Maar hoor hoe ruik dit? Hoe ruik dit? Toch maar 'n fucking klein borreltjie hierdie. Sal nie eers oor my lyf gaan hierdie goed. Dit lyk lekker. En op 'n aardwolf skaal van 0 tot 10? Ag, maklik 9, want weet hoe lekker ruik ek vanoggend. Want hierdie goed het citronella olie in, jy sien? Bugger of gel?
So, wat het jy gekry kon? Goggas, baie goggas. Ek het olifante gekry hoor. En die groot ding van olifante, hulle is groot.